Die minister van Inligting en Kommunikasie Tegnologie, Matthew Vullis, het vandag die kabinetsbesluite aangekondig. Een van hulle is vir die ministerie van Landbou, Visserye, Water en Grondhervorming. En dit is iets wat kommerwekkend is. Daar word gemaan teen 'n moontlike sprinkaanplaag wat kan voorkom met al hierdie goeie reën wat nou in die land geval het, sommige gebiede tot bo gemiddeld. Is daar 'n moontlikheid dat daar in die Suider-Afrikaanse streek 'n sprinkaanplaag kan uitbreek en dan na Namibië versprei. Ons weet verlede jaar was daar een in die Zambesi streek en 2 jaar terug was daar 'n verwoestende breinsprinkaanplaag in die suide, in die Karras en die Harapstreke. So ons moet dit ten alle koste voorkom. Die kabinet het ook opdrag gegee aan die ministerie van Verdediging en Veterane Sake om op bystand te wees, om uit die lug uit dan die landbouministerie te help indien daar wel so 'n plaag sou wees. Ook in die noorde is daar 'n uitbreking van komandowurms wat ook verwoesting onder gewasse saai vir mango, mielies en sorghum. Feite van die uitbreking van komandowurms waaroor François steel, sê Sekondo Irrigation Farm se Maxwell en Gidimbwa dat hulle tot dusver daarin geslaag het om so 'n pes te vermy. What usually is applied for drought relief program, and now the fields are drying. It's almost harvest season. I'm getting this one. We did have a bit of armyworm infestation this year. You can see the marks of the armyworm already on the drains and the pumps, but it didn't go far. So we're having some control mechanism with chemicals to ensure that the armyworm is not affecting our crops. Yeah, so you see by May how our grains, the tonnage is looking, but we are very optimistic. Natuurlik die groot storie van die dag, Alwesdam se sluise is oopgemaak vanoggend net hier buite die hoofstad, dit na 'n versyngende droogte die afgelope paar jaar en baie sterk reën die afgelope paar maande. Michelina Wattises lewer berig. Na Alwesdam se sluise oopgemaak het riviere in die hoofstad begin loop. Riviere wat lanklaas geloop het 'n slag bietjie water gekry. Hulle dors is geles, kan mens amper sê. Dani Boysen lewer vir ons hierdie video.
Dit is egter nie net Awes en Windhoek wat geweldige reën ontvang het nie. Reg oor die land is daar baie water. Dit het tot gevolg dat nie net ons riviere loop nie, maar ook ons watervalle weer aan die gang kom. Ons gaan kyk nou na Ruacana.